Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgensgrondbesprekings en Tanya de Ventebyker met die mooiste hemp sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre Jennifer. Kyk nou net vir jou ondersteuning ook vir die Protea vroue. Ja, ek sal wel sê dit is nie my eie hemp nie, ek leen hom. Maar ons is baie trots op die feit dat sy is nie noodwendig 'n sportspersoon of 'n cricketpersoon nie. So nee. Dis ter ondersteuning. Jy sien dan nou. 100% ter ondersteuning. Baie dankie. Hoorie, maar ek sien jy het ook 'n lysie daar in jou hand. Ek hoor julle sosiale media vraag sy 'n lysie mens en hierdie lê toe reg voor my, maar ek wil net sê dis nou eintlik my kinders. Skryf dan nou vir my met prentjies by wat ek moet onthou en dan ook dat ek moet onthou waar ek moet koop dat hulle goedjies soek as ek koop. Ek sien dit. Dis 'n kreatiewe lysie daai wat jy het. Ja, partykeer skryf hulle daar 'n bietjie liefde of wat ek al by. Dis oulik. Tanya, ons begin nou juis vanoggend met die Cricket Wêreldbeker. Ja, sommer lekker om met goeie nuus te begin op 'n donderdag. En natuurlik 'n fantastiese sege vir die vroue cricketspan die Proteas wat vir Engeland gewen het en baie goed gewen het. Hulle nogal onder druk gesit het in die laaste paar balbeurte. Verder het ek nie baie tegniese feite nie. Ek weet net vandag is die ander semifinaal Australië teen Indië en dan Sondag kom ons dan nou teen een van die twee spanne in die finaal te staan. So sit ons glo Suid-Afrikaanse geveg weer gewen. En dit was en soos wat Netwerk 24 sê 'n bittersoet oorwinning of 'n wonderlike oorwinning want vroeër die jaar het ons verloor teen Engeland. So dit was vir ons lekker dat ons kon wen. Ons is baie trots op hulle. Nee, dit is regtig wonderlik. Elke eerste keer wat ons in die eindstryd is vroue van 'n vroue wêreldbeker. So dit is net 'n goeie, jy weet. Ja, 'n geskiedkundige oorwinning en 'n geskiedkundige oomblik. So baie geluk aan hulle en dit is vir ons lekker en ons is 'n sportnasie. Ja. Sodat ons kan trots wees op ons vrouespan. Absoluut. Pragtig. Nou ja, die Madlanga kommissie. Ek was daar, ek was nie seker nie. Ek het probeer reël. Ek het geskrik. Wat het die man toe nou alles gesê? So dit is daar's mos 'n Engelse woord riveting. En hierdie hele Madlanga kommissie is vir my soos 'n boek wat ek nie kan ophou lees of 'n fliek wat ek nie kan ophou kyk nie. En ons weet almal dit is nou al 4 maande vandat luitenant-generaal Makonasi sy oorspronklike uitlatings gemaak het. En gister die getuienis voor die Madlanga kommissie en hulle het spesifiek gefokus op die hele Molefe arrestasie wat 6 Desember plaasgevind het. En die vraag wat gevra was, hoekom het die volke so lank gebly? Hoekom het hulle so lank by die huis gehang? Hoekom was daar die vraag oor die ondersoek? En die volke, die opdrag wat gestuur is na 'n polisieondersteuning in Pretoria, hoekom is Sandton nie ingeroep nie, want dit was in Johannesburg gewees. 'n Baie vreemde vraag, baie moeilike raaisels. Intussen, in 'n ander wending, die ad hoc komitee gaan ook nog voort. En daar het Makonasi nou van sy beweringe teruggetrek waar hy gesê het dat oud-minister Bekkie Cele geld gekry het vir 'n betaling van Senzo Mchunu. En die bewering is nou teruggetrek omdat daar nou foute gevind is met die bankbewyse. Wat vir my baie sleg is, omdat dit is tipies wat nou in 'n regstryd gebeur, daar word nou 'n fout gevind en nou is daar 'n wolk van onsekerheid. Terwyl ek dink hy het belangrike goed uitgelig. Maar is daardie belangrike goed nou ook onder verdenking? Dit is ongelukkig hoe dit is. As jy die kan mens die guts het om hierdie goeters aan die groot klok te hang, dan moet jy die bewyse vir elke enkele een hê. Jy kan nie so met aantuigings maak en glo daar is bewyse. Nee, dit is 'n baie moeilike saak, maar goed, dit gaan voort. En ons gaan sien wat gaan gebeur. Ek dink dit is interessant want Fadil Adams het ook in hierdie week gesê, ek dink hy is van die Coloured Congress party ook gesê, jy weet hy glo nie alles wat Mkonasi gesê het nie. Ek dink omdat daar ook Mkonasi se partner oor hom ook gesê en hy het nou 'n klag gaan lê. Hy het 'n klag gaan lê ook teen hom. So ek dink dis belangrik dat Mkonasi die deur oopgemaak het dat ons die ondersoeke kan begin want dat ons kan krap, maar ek dink mense gaan moet wag om te kyk wat is heeltemal waarheid, dat daar soveel verskillende stories wat op hierdie stadium hoor, maar dit is belangrik om die ondersoeke te begin en te kyk wat maar ek dink hierdie hele arrestasie van Molefe en hoe dit gehanteer is, dit is geweldig interessant en ook soos wat ons gister gehoor het van die wapen, die ballistiese toetse wat hulle gaan uitvoer het. Hulle eers gesê daar is geen ooreenstemming nie en toe daar 'n tweede opinie gekom het en wel ooreenstemming is, dit is regtig 'n thriller.
Tanya, dan moet ons praat oor die stappers se boet wat gevind is. So, Hermie van Sail, hy's 74 jaar oud, hy het gaan stap in die Tsitsikamma woud by Stormsriviermond en hy is al vir 'n week vermis. Nou, die spanne is besig om onverpoos vir hom te soek. Hulle deel op, dis wel baie moeilik, want daar is nie sein oral nie, so die span het is moeilik om kontak te hou. Hulle is ook besig om te soek in die see, en hulle het nou al 'n hoed gekry wat hulle help om, dit is 'n leidraad. Hy het blykbaar 'n week terug vir sy groep stappers gesê sal hom weer gestap dat hy moeg en uitgeput is en net wil rus, en sedertdien het niemand hom weer gesien nie. So dit is skrikwekkend, kom ons hoop hulle spoor hom gou op. Ons het gister 'n storie gehad van 'n dame wat ook op 'n eiland alleen gelaat is, verdwaal het en oorlede is. Ons weet natuurlik nie wat met hom gebeur het op hierdie stadium. Ons weet nie, en die berig het ook nie antwoord nie die vrae wat 'n mens noodwendig het van hoekom het die groep hom alleen gelos nie. Hoekom is daar nie iemand wat by hom gebly het? Verstaan jy, dit is mense se vraag. Hoekom het hy gesê hy gaan oornag in die hut? Wat het gebeur? Hoekom is hy alleen gelos? Ja, dit is mens maar altyd alleen stap is maar altyd 'n waagstuk. Dan ons het in die nuus berig van mosie van wantroue. Nou is hy nog nie Dada Morero. Is ook weer in die versuur. Ja, dis gunsteling burgemeester van Johannesburg. Wat gereeld soos 'n padda aan die kookwater is. Hy het 'n wantroue mosie oorleef in Augustus, maar nou staar hy waarskynlik weer 'n wantroue mosie in die gesig. Nou, Johannesburg is werklik 'n prutpot en ons weet ook dat die gemoedere hoogloop, ook omdat volgende jaar wil Helen Zille staan vir burgemeesterskandidaat in Johannesburg en sy is vasberade dat sy Johannesburg sal kan regryk. Ek dink dit is 'n ongelooflike groot taak, want Johannesburg het so agteruit gegaan. Daar was soveel jare van alliansiepolitiek waar die hele die raad en die stadsraad, die city onder gelei het en soveel nagevolge finansiëel instandhouding en alles. So gaan hy hierdie wantroue mosie oorleef? Waarskynlik. Ons sal moet sien. Dit is interessant want hulle het ook hierdie week gepraat oor 'n mosie van wantroue teen die premier Panyaza Lesufi. Dit was van die DA se kant af, maar hulle kon nog nie heeltemal vir Action SA en EFF oortuig om agter hulle te staan en dit het eintlik gaan oor die EFF wat gesê die DA sê hulle die hele tyd sleg in die media, maar nou kort hulle hulp om die premier uit te stem. Het is interessant ook hoe jy net gaan, okay, ek ken nie om of die premier se werk en of nie, ek en jy kom hier weg nie, so ek gaan dalk nie dit se saamstem nie. So dit was 'n vreemde ding, so beide die burgemeester en die premier in Johannesburg op die stadium, jy weet, onder druk van alle kante af. Ek dink ook nie dat hulle sommer vir Panyaza Lesufi sal kan uit die kussingslig nie. Nee. Dan die sluise is oop. Ja, die reën het begin val en Fox Weather wat ook vir Netwerk 24 kommentaar gee oor die reën wat ons tot Sondag aand kan verwag. So ek weet nie hoe dit die sport die naweek nou gaan affekteer hier in Pretoria nie. Maar ja, lekker reën wat gaan uitsak vandag, môre, Saterdag en Sondag. So ek dink dis goeie nuus. Ons ook nog 'n berig op Netwerk 24 wat ons damvlakke oral in ons land aandui. Ek weet van die damme is regtig oorvol. So ek dink dit is goeie nuus en ons hoop ook dat daar waar daar nog reën kort vir die boere, dat daar reën mag val en dat dit 'n goeie reenseisoen vir ons boere gaan wees. Absoluut. Daai geelkool, my mens. Dit lyk lekker. Ek kan nie wag vir dit. Ek sien ook dat hulle sê dat die reën beweeg Limpopo toe oor die naweek en Limpopo het dit nodig. Hy het dit nodig. Absoluut het dit nodig. Nou ons moet toe ek 'n laaitie was. Ja. Op skool het ek 'n verskriklike krulkop gehad. Ja. Nie, en ek het nooit gevoel asof ek spesiaal was nie. Maar nou? Ou skaapkoppie het hulle my genoem. Ag nee man. Ja. Maar nou het jy 'n foto van 'n leeu vir ons kom gee van Marula Media af wat almal blykbaar oorgaande is want die leeu het 'n krulkoppie. Hy is en hy woon daar in die Masai Mara. Hy was deel van die Topi trop, maar ek wil net sê die fotograaf, ek moet sy naam net versigtig uitspreek. Kambis Purganat is die natuurfotograaf, baie gewilde bekende een, wat vir hierdie leeumannetjie Nzuri M6 afgeneem het en dan die pragtigste krulhare. En hy het kom nie net nat gereën nie. Nee, dit is hoe hy lyk en hy is nie vir jou verskriklik mooi nie. Ag, hy is. Hy is so mooi, jy wil ek sal nie, maar jy wil hom so oor sy krulkoppie vra. Jy net soos 'n drukkie gee. Nee. Ag, jy lyk as iemand wat hom al het gesny het eintlik. Nee, hy lyk vir my verskriklik mooi. So ek sê as ons hom Konrad doop, sal ons want Peer noem. Dan kan Peer beter voel oor sy krulkop. Ek
dink dis pragtig, dis so mooi. Tanya, dan sluit ons af met die beste storie oor iemand wat 'n plant teruggee. Ja, en dit is toe nou nie Jennifer nie, maar dit kon sy gewees het. So hierdie vrou in Amerika het 'n plant gekoop by 'n kwekery en toe 6 maande later het sy die dooie roosboom teruggevat en aangedring daarop dat sy al geld terugsoek. Hulle sê te vir haar, nee, jy kan net vir 30 dae plante terugbring. Toe sê sy, maar hoe? Julle moet 'n lewenslange waarborg hê. Hoe moes ek weer die ding gaan vrek? Né? Jennifer, wanneer jy 'n plant het, hy moet so nou en dan water kry. En kossies. Hy moet kossies kry. Ja. Jy moet vir hom mooi musiek speel. Jy moet so nou en dan sy blaartjies. Jy moet sy blaartjies vryf. Party plante wil geskit word. Dis letterlik hoe meeste van my plante in my huis lyk. En dan kom ons by hierdie punt en dan besluit ek het jy Roundup op jou vingers? Niemand kan nou meer na hierdie ding kyk as hulle inkom nie. Hoor wat doen sy dan? Hoor? Dan vat ek nou die dingetjie waar hy is. Dan gaan ek nou na my tuin toe, dan tipe ek dit so om en dan sê ek so, okay. Ek was nie suksesvol nie. Ek gaan weer probeer. Ek is geskok. Ek word iets wat self groei. Ek kan nie hierdie goed lewendig hou nie. Dit groei self. Jy moet net water gee. Ja. En party plantjies wil rus vir die winter of vir die somer. Jy sit hom in 'n donker hoek in jou huis en volgende jaar kom hy weer op. Maar weet julle wat? Die liewe Vader het vir ons almal ander talente gegee. Myne is nie om plante lewendig te hou nie. Dis daar nie tyd. Dis al wat ek vir julle sê. Tanya, baie dankie vir die saamgesels. Lekker dag. Dis Tanya de Ventebaker bly en skakel ons nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.